Hoofnuus vanaand, die regering sê aan landsburgers dat Dinsdag 30 Junie soos normaal sal voortgaan. Padgebruikers kan 'n sug van verligting slaak met ontleeders wat 'n skerp daling in die brandstofprys verwag. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die regering sê hy erken nie die landwyse staking op 30 Junie wat die beweging March and March aangekondig het nie. Die interministeriële komitee oor migrasie het Suid-Afrikaners versoek om Dinsdag hulle gang soos normaalweg te gaan en hulle te weerhou van geweld. Die komitee sê niemand mag sonder toestemming iemand anders se dokumente probeer nagaan nie. Volgens die regering is komende Dinsdag 'n werksdag soos enige ander. Hy sê March and March het nie toestemming om enige ondernemings te sluit of om enigiemand binne die landsgrense se verblyfdokumente te probeer nagaan nie. Ministers waarsku dat oortreders vervolg sal word. No person has the right to enforce immigration laws outside of the state, demand papers, demand identification. No person has the right to incite violence. No person has the right to engage in vigilantism. No person has the right to engage in xenophobia or any other discriminatory practice. We must stand together against violence, hatred, intimidation, and any form of intolerance. We must not allow anyone to exploit the genuine concerns of South Africans to incite violence, spread misinformation, and destabilize our country. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê die polisie wil verseker dat deelnemers en ander veilig is. We have deployed all resources, human, technology, physical resources across the country, adequate to potential threats of disruption to ensure that the country is kept safe and secure. There's a narrative out there propagated by those who are organizing this reckless, disruptive behavior that they are acting in the interests of our citizens, in the interests of our people. In fact, their behavior has economic, financial, human, and diplomatic cost. Die komitee sê die repatriëringsproses van ongedokumenteerde immigrante duur voort. Die Malawiese repatriasiesentrum in Durban word gesluit en 'n nuwe op die been gebring buite Musina in Limpopo. Die komitee sê die owerheid se inspeksies van sakeondernemings wat ongedokumenteerde immigrante in diens neem, gaan voort en hulle eienaars gaan vervolg word. Terwyl groepe en organisasies teen onwettige immigrasie benadruk het dat hulle wel volgende Dinsdag aan betogings oor die kwessie sal deelneem, is migrante onseker oor wat hulle op en na 30 Junie moet verwag. Die SAIK het met buitelanders oor die beplande betogings gepraat. 'n Zimbabwese burger voer aan dat die meeste Zimbabweërs weens ekonomiese uitdagings in hulle geboorteland nie die land wil verlaat nie. They didn't come here in South Africa to entertain South Africa. They come here to feed their families. So the situation is worse now. Nog 'n buitelander is van mening dat die opstand teen migrante die land se ekonomie skade doen. The issue of fighting is bringing economy down. As you can see now, if you look around now, you see the business is quiet. So there's nothing going on anymore. It's not about, hey, Hamba, leave the country, leave the business. If you leave the business, when you enter the business, there's no one to come and support you. We need people. Sommige immigrante kan volgens die Zimbabwese vrou nie hulle dokumente kry nie, omdat hulle nie genoeg geld verdien nie. Some, they do not have money. They do not get paid enough. The only money that they get paid is maybe it's for food, rental, and some they have kids. They have to pay their children's school fees. Talle migrante sê soos die 30ste Junie nader, weet hulle nie of hulle na hulle geboorteland moet terugkeer nie of 'n onsekere voortbestaan in die land moet hê nie.
Motoriste en pendelaars in Johannesburg is gewaarsku oor 3 wettige betogings wat volgende Dinsdag ewige verkeersontwrigtings kan veroorsaak. Paaie kan moontlik tussen 7:00 die oggend en 4:00 die middag versper word en vertragings kan verwag word in Hillbrow en Glen Austin in Midrand. Beamptes van die Metropolisie en Polisiediens is intussen ontplooi om te verseker dat die verzetoptredes veilig bly. The group March and March will gather at Bears-Nadir Square starting at 10 o'clock in the morning. They will march to raise awareness regarding inner city safety, youth development, and to demand better community service access. The route goes east on Helen Joseph Street, left onto Troy Street, which becomes Twist Street, left onto Godse Street, and right into Queen Street to submit their memorandum at Constitutional Hill. Simultaneously, the Labour and Civic Organisation will be marching to engage the Department of Home Affairs over concerns regarding illegal immigration policies and local labour compliance. In Mpumalanga sê die Kabokweni gemeenskapsbeweging in samewerking met March and March, asook inwoners van omliggende gebiede, hulle is bekommerd oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelandse burgers in hulle gemeenskappe. Hulle sê die buitelandse burgers moet verbied word om openbare instellings soos skole, klinieke, polisiestasies en hospitale te gebruik. Die inwoners het 'n griefskrif aan die plaaslike polisie oorhandig. Die inwoners van Kabokweni en omliggende gebiede eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers hulle gemeenskappe verlaat en dat die regering immigrasiewette strenger moet toepas. We feel we are no longer safe because there are drugs involved. Our children are not safe. Whatever they are selling is either expired or is being poisoned. Spaza winkels wat deur buitelandse burgers besit word, was gesluit en gemeenskapslede sê hulle ondersteun March and March se oproepe. I want the illegal immigrants to leave because they are relocating in our country with a purpose of destroying us. Most of them, they make business, they make money by destroying our youth. Businesses have been opened in our area by these foreign nationals. The only problem that we have with those businesses is that those businesses are generating economy but not for our country. They are generating that economy for their own countries because they take those monies back to their countries. Inwoners het hulle teleurstelling uitgespreek met die regering omdat hulle nie opgedaag het om die griefskrif te ontvang nie. I cannot guarantee any safety, I cannot guarantee any chaos because to avoid the chaos, you need to provide hope to the people. It says to you, it creates a lot of anger and resentment from the community itself. It says government does not take its community serious. Government does not want to lead when they are needed to come and provide leadership in our communities. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid sê alle veiligheidsgroepe is gereed om infrastruktuur en inwoners te beskerm. We have heightened our law enforcement visibility in all our areas to make sure that these marches should be carried in a peaceful way, in a manner that they want them also, because we do communicate with their leaders. Al is die massa-optog wat vir Dinsdag 30 Junie beplan word 'n landwyse beweging, het die regering bevestig dat dit 'n normale werksdag is. Die getuienis van die sakeman en sogenaamde informant Tumelo Nku sal op Maandag 29 Junie voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek hervat word. Nku gaan dan na verwagting bykomende inligting tot sy getuienis aan die kommissie verskaf. Nku moes voor die kommissie verskyn om 'n ritsvraag te beantwoord oor sy beweringe dat hy as informant opgetree het tydens die Julie 2021 dwelmklopjag by Uriton in Johannesburg. Nku en 3 wetstoepassers is tydens die klopjag in hegtenis geneem vir beweerde dwelmhandel. Getuie J het vroeër getuig dat Nku nie 'n informant was nie, maar betrokke is in die monitering en fasilitering van die vervoer van dwelms. Nku het vanoggend versoek om sy verklaring by te werk. Sy getuienis sal maandagooggend 09:30 hervat word. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê van die beskuldigdes in die Medicare 24 polisietender van R228 miljoen
kan teregstaan op bykomende aanklagte. Dit volg nadat die omstrede sakeman Vusimusi Cat Matlala, aan wie die maatskappy behoort, gister op bedrog en korrupsie aanklagte skuld erken en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en nog 13 ander senior beamptes is in die Landdroshof in Pretoria tot 28 Augustus uitgestel. We would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused, possibly 2 weeks for all of them to provide us with those electronic devices for us to give them disclosure. But in the interim, we indicated on record to this court that because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July at the Specialized Commercial Crimes Court. Die Nasionale Vervolgingsgesag se beslagleggingseenheid het 'n bewaringsbevel verkry om 'n eiendom te bevries wat aan regter Portia Dipo Pahlane behoort. Owerhede glo die luukse huis in Hartbeespoort Noordwes ter waarde van R6,5 miljoen is in 2022 gekoop met geld wat aan beweerde korrupsie en geldwasery verbind word. Volgens bewyse van die valke het Pahlane 'n hoftolk, Morongwa Malope, en 'n kerkleier van die International Pentecostal Holiness Church, Bekumzi Mike Sandlana, aan die einde van 2021 en begin van 2022 ontmoet om die litigasie van die leierskap van die kerk te beïnvloed. We've got evidence of movements of transactions. We have got information about where these people met, and they were placed in that same place at the same time, and we have got information of the transaction having been transferred to each other in cash, and therefore that money was ultimately then sent to the lawyers, and the lawyers then used the money to buy this property. Die lys van vermiste persone na die aardbewings in Venezuela staan op ongeveer 50.000. Sowat 250 geboue is beskadig of vernietig. Dit sluit minstens 8 hospitale in, terwyl die kantore van die Rooikruis ook beskadig is. Die hoofstad Caracas en die kusdorp La Guaira word die ergste geraak. Die dodetal staan op bykans 600, maar sal na verwagting verder styg. Die 2 aardbewings met 'n geologiese meting van meer as 7 is die kragtigstes wat Venezuela sedert die 1900s getref het. Wes-Europa gaan gebuk onder uiterste hittegolftoestande wat reeds tientalle lewens geëis het. In Brittanje en Frankryk is rekordtemperature bo 40°C aangeteken, wat gelei het tot kragonderbrekings en die sluiting van honderde skole en toerismebestemmings. Kenners waarsku dat die verskynsel 'n bewys is van die wêreldse klimaatkrisis. Nuwe rekordtemperature sal ook in die toekoms meer gereeld voorkom. Die Internasionale Atoomenergieagentskap sê die tussentydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran baan die weg vir die kernwaghond om toegang tot Iran te kry. Die direkteur-generaal van die agentskap, Rafael Grossi, het in Tokio in Japan gesê om die ooreenkoms na te kom, sal die agentskap ondersoek moet kan instel na Iran se kernbedrywighede. Iran sinspeel egter daarop dat toegang geweier sal word totdat 'n omvattende ooreenkoms met die VSA bereik en sanksies opgehef word. Ons gesels ekonomiese sake net hierna, bly gerus by ons. Ontleeders verwag volgende maand 'n skerp daling in die brandstofprys weens 'n laer olieprys en sterker rand. Luidens voorspellings van die Sentrale Energiefonds kan die petrolprys met tussen R2.90 en R2.94 per liter daal, afhangend van die graad. Verbruikers kan tussen R4.57 en R4.97 per liter minder betaal vir diesel. Dis egter nog nie duidelik hoe die minister van Finansies, Enoch Godongwana, die brandstofheffing gaan bestuur nie. Die prys van Brent-olie het die afgelope dae afgeneem tot om en by $73 per vat. As die vrede bly
bestaan in die Midde-Ooste, dan is die kans baie goed dat die internasionale olieprys kan daal tot onder $70 en heelwat onder $70 tot soveel soos $65 vir 'n vatjie Brentolie oor die volgende klompie maande. En dit is sommer heelwat laer as wat dit tans is. Intussen is die inflasiekoers relatief hoog in Suid-Afrika wat 'n hoë basis gee vir inflasie in Suid-Afrika en suiwer tegnies beteken dit dat oor 'n jaar se tyd behoort die inflasiekoers in elk geval af te kom as gevolg van die hoë basis. Intussen met die laer olieprys beteken dit waarskynlik dat inflasie oor so wat 10-12 maande heelwat laer gaan wees en waarskynlik heelwat laer as 3% gaan wees. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Suid-Afrika vertoef reeds langer as wat verwag is by die sokker wêreldbeker eindtoernooi in die Amerikas en dit is nog steeds nie verby nie. Bafana het Pachuca in Mexiko gegroet waar hulle tuis gegaan het tydens die groepfase en na Los Angeles, Kalifornië vertrek. Die span is vol vertroue na sy sege teen Suid-Korea wat 28ste op die wêreldranglys is. Die Bafana het ook vir die eerste keer na die uitklopfase van die toernooi deurgedring. You are history makers. And you remember what I said to you. I said to you, it's better to be underestimated. It's a gift because people didn't think you'll go this far. You have made South Africa happy. Ons vra om verskoning vir die klankprobleem in die laaste insetsel. Moenie vergeet nie, Bafana speel Sondag aand teen Kanada, een van die gasheerlande van die toernooi, in Los Angeles in Kalifornië, so daarom nie 'n tuiswedstryd vir Kanada nie, die eerste keer wat hulle in hierdie toernooi op 'n neutrale stadion sal moet speel. Ons bloed is groen en goud en ons wens die Suid-Afrikaners alle sterkte toe met hulle voorbereiding en ook Sondag aand se wedstryd. En daarmee moet ons dan groet. 'n Lekker naweek vir jou. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons in wat vandag aan betref. Bewolkte toestande kom voor in die sentrale dele van die land met enkele buie wat voorkom in dele van die Noord-Kaap asook in die oostelike dele van die Wes-Kaap. Enkele buie kan ook voorkom in dele van Limpopo asook in Mpumalanga. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, oggendmiskolle kan verwag word en dit kom grootliks voor Mpumalanga, KwaZulu-Natal, die oostelike dele van die Vrystaat en asook aan die Weskus en in die Oos-Kaap. Dat anders kan 'n lig tot matige wind verwag word langs die kus en in die binneland. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n bewolkte dag kan verwag word, ander koel. Pretoria het 'n maksimum van 19 grade, asook Bronkhorstspruit. Johannesburg se minimum is 9 met 'n maksimum van 18. In Limpopo bewolkte dag kan verwag word met enkele buie, ander koel. Polokwane het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 19. In Mpumalanga oggendmiskolle kan verwag word en dit kan sig belemmer, so wees asseblief versigtig. Ander koel tot warm, Sekunda het 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 16.
Sokosa se maksimum is 23 grade. In KwaZulu-Natal 'n koel tot warme dag kan verwag word. Richards Bay se maksimum is 27 grade. Durban se maksimum is 26, Kokstad het 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kan verwag word langs die kus, anders gedeeltelik bewolk. Dit is ook koel in hierdie provinsie en warmer omtrent met 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 9. Willowmore se minimum is 10 met 'n maksimum van 20. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, asook oggendmiskolle langs die kus, ander koel. Kaapstad se maksimum is 17 en 'n minimum van 12. In die Noord-Kaap 'n koel dag kan verwag word. Dit is 'n bietjie warmer in Appington met 'n maksimum van 26 grade. Carnarvon se minimum is 12 met 'n maksimum van 21. Dan laastens, eerder in die binneland, die Vrystaat, bewolkte toestande kan verwag word, ander koel. Kroonstad en Bloemfontein het 'n maksimum van 19, Forest Smith se minimum is 5. Dan laastens Noordwes, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Rustenburg het 'n maksimum van 20 grade. Swartrug se minimum is 8 en 'n maksimum van 19. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.